Maak julle Bybels oop by 1 Petrus hoofstuk 1. Ons kyk vanoggend vir die tweede keer na hierdie brief, maar ons kyk dan na vers 3 tot 5. Apostel Petrus skryf: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Sover ons geleesde gedeelte, en bid dat die Here vir ons sal help, dat ons ook hiervan begrip sal maak. Kom ons sluit die oë en ons bid. Here, U is waardig van ons gebede, U is waardig van ons lof, U is waardig dat ons U woord sal bestudeer elke oomblik van ons lewe. Maar Here, daar is soveel dinge wat ons in hierdie wêreld wegruk om ons tyd voluit by U te spandeer. En daar is soveel dinge wat in hierdie wêreld vir ons partymal noodsaaklik klink, maar inderdaad ook daar is dinge wat noodsaaklik is wat ons weghou of ons weerhou om elke oomblik tyd in U woord te spandeer. En daarom bid ek, Here, dat U ons nou sal help, dat ons in hierdie tyd wat ons saam is as gelowiges, dat U vir ons sal help, dat ons sal hoor wat die Gees ook vir die gemeente sal sê, deur sy woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Met alles wat rondom ons gebeur, is dit maklik om hoop te verloor. Ek bedoel, dink net vir die dinge wat in jou huis partymal gebeur, né? Dinge wat by die werk gebeur, dinge wat in ons land gebeur, dinge wat in die wêreld gebeur, soos nou oorlog weer eens in die Midde-Ooste. Die punt is dat dinge werk nie altyd soos wat dit moet werk nie. En dit maak dat ons baie vinnig hoop verloor. Om dinge nog moeiliker te maak, is dit wat hierdie wêreld as hoop verkondig eintlik geen hoop nie. Hulle kom met sentimentele sêgoed, soos waar daar lewe is daar hoop. Of kom ons hoop teen alle hoop. Dinge wat sommige van ons dalk self al gesê het, maar eintlik in werklikheid beteken dit niks. En dit gee vir ons geen hoop werklik nie. As gelowiges is ons in 'n wêreld waar ons omring word deur mense wat anders dink as ons en wat anders doen as ons. As gelowiges in hierdie wêreld is dit waarvoor ons staan, dinge wat op neergesien word en wat verag word deur hierdie wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar Christendom elke dag meer en meer onpopulêr raak. En so ons het ware hoop nodig. Net soos wat die gelowiges in Petrus se dag, aan wie hy hierdie brief skryf, hoop nodig gehad het. Soos ek reeds vir julle laasweek genoem het, hierdie mense het deur geweldige vervolging gegaan, terwille van die naam van Jesus Christus. En so wat hulle nodig gehad het in hulle omstandighede, is nie iets wat sentimenteel is nie. Wat hulle nodig gehad het, is ware hoop. Sekere hoop, 'n vaste hoop. En ons het dit ook nodig in die wêreld waarin ons leef. En so Petrus skryf dan hierdie brief grootliks aan hulle om vir hulle hoop te gee. Dis 'n groot tema deur hierdie brief. En wat hy vir hulle wil gee is daardie ware hoop, daardie vaste hoop, dit waarop hulle verseker kan vertrou. 'n Vaste hoop dat maak nie saak wat in hierdie lewe met jou gebeur nie. Jy het 'n ewige erfenis wat seker is. Nou in die Grieks
is vers 3 tot vers 12, alles een baie lang sin. Maar die Afrikaanse vertalers, om ons te probeer help, om beter te verstaan, het dit verdeel in 4 sinne, en ons kyk vanoggend net na die eerste van daai 4 sinne, en dis vers 3 tot 5 in ons teks. En so ons titel vanoggend, 'n versekerde ewige erfenis, dat God skenk aan elke gelowige 'n vaste, ewige hoop. En ons is verseker van hierdie hoop op grond van 3 waarhede. Die eerste waarheid is 'n nuwe geboorte, vers 3. 'n Nuwe geboorte. Nou, ek wonder hoeveel van ons is werklik dankbaar vir ons verlossing. Petrus begin sy woorde hier deur te sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Nou, om God te seën was 'n baie algemene aanbiddingstyl van die Ou Testament. Ons sien dit in talle dele van die Ou Testament, Genesis hoofstuk 14 vers 20, Exodus 8 vers 10, 1 Konings 8 vers 15, Psalm 41 vers 13, en daar's talle ander voorbeelde daarvan in die Ou Testament. Ek kan nie al die voorbeelde noem nie, maar ons sien dat God in die Ou Testamentiese tyd deur die gelowiges geseën is. Maar hierdie seëning van God in die Ou Testament was 'n vorentoe kyk. Dit was 'n verlange, want God het 'n belofte gemaak, maar daardie beloftes is nog nie vervul nie. En dit maak Petrus se seëning van God hier in die tyd van die Nuwe Testament heeltemal anders, is dit nie, want hy sien nie God as die een wat beloftes gemaak het wat nog nie vervul is nie, maar hy sien die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Die beloftes van God is vervul. Hy seën God omdat God sy beloftes getrou vervul het in Jesus Christus. Want Jesus Christus is van Genesis 3 vers 15 die saad van die vrou. Jesus Christus is Genesis 22 vers 18 die nasaad van Abraham. Jesus Christus is van Exodus 12 vers 5 die lam wat sonder gebrek is. Jesus Christus is van 2 Samuel 7 vers 12, die nageslag van Dawid, die nakomeling van Dawid. En daar is oor die 300 profesieë van die Ou Testament wat in Jesus Christus vervul is. En so ons wag nie meer vir die een wat moet kom nie. Ons wag nie meer vir die vervulling van God se beloftes nie. Dit is vervul in Christus. En daarom kan Petrus vir God sien en kan ons vir God seën, wat na sy groot barmhartigheid, vers 3 nog verder, wat na sy groot barmhartigheid aan ons die wedergeboorte geskenk het. Wedergeboorte natuurlik is 'n argaïese woord, maar dis 'n woord wat die betekenis van wat Petrus probeer oordra, baie goed oordra. Die 2020 vertaling, dink ek kry dit ook mooi reg. Ek dink dit is 'n pragtige vertaling ook. Dit sê, God het ons opnuut verwek. Ek dink dit vat dit mooi raak. God het ons in Christus opnuut verwek. Ons verlossing is nie op grond van enigiets wat ons gedoen het nie. God het ons, sê Efesiërs 2 vers 1 tot 2, God het ons lewend gemaak wat dood was deur ons misdade en sondes waarin ons tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. God het ons wat dood was lewend gemaak. En soos daar iemand is wat seën moet ontvang vir ons verlossing,
vir ons wedergeboorte, dan is dit die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want hy het dit aan ons geskenk, sê Petrus, aan ons geskenk volgens sy groot barmhartigheid. Ons verdien dit nie. Ons het nie daartoe bygedra nie. Sy onverdiende goeie guns aan ons het dit geskenk. En daarom, soos 2 Korintiërs hoofstuk 5 en vers 17 sê, is ons nou 'n nuwe skepsel. Enkel alleen omdat God op grond van sy groot barmhartigheid aan ons die wedergeboorte geskenk het. Omdat God op grond van sy groot barmhartigheid ons opnuut verwek het in nuwe lewe in Jesus Christus. Maar hier is die vraag: is dit waar van jou? Het jy al hierdie groot barmhartigheid van God ontvang? Is jy al deur God opnuut verwek? Jesus sê in Johannes 3 vers 3 dat voorwaar ek sê vir julle, iemand wat nie weergebore word nie, kan nie die koninkryk van God sien nie. En hoe tragies sal dit wees as iemand jare onder die geklank van die evangelie kom en sy beste hoop is dit wat hierdie wêreld ons bied. Hoe tragies sal dit wees as jy tans deur beproewinge en ellende gaan en al hoop wat jy het is iets wat nie ewig blywend is nie. Die enigste ware hoop is dit wat God onverdiend aan sondaars skenk deur geloof in Jesus Christus. Die vraag is, het jy daardie hoop? Het jy daardie hoop? Want sê Petrus, en dis ons tweede punt dan, ons het 'n lewende hoop. Dis die tweede waarheid, 'n lewende hoop, vers 3. So God het dan aan ons hierdie wedergeboorte geskenk uit sy groot barmhartigheid in Jesus Christus, sodat, dis hoekom hy dit vir ons geskenk het, sodat ons, sê Petrus, 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode kan hê. Luister wat sê hy. Dat ons 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode kan hê. Ons hoop is daarom in die leë graf, broer en suster. En dis iets wat Petrus homself baie goed verstaan het. Want die dood van die Here Jesus Christus was van alle mense vir Petrus 'n geweldige beproewing. Die Here se dood het vir Petrus gevoel soos die einde van alle hoop. Alwaaraan hy kon dink met die Here se dood, die enigste ding waaraan Petrus kon dink is, ek het die Here verloor. Nie eenmaal nie, nie tweemaal nie. Ek het die Here verloor. 3 maal. En so na die dood van ons Here Jesus Christus het Petrus geen meer hoop gehad nie, want Johannes 21 vers 3 sê vir ons, die oomblik na al die verrigtinge, al die dinge gebeur het, na die dood van Jesus Christus, sê Petrus vir die disippels, ek gaan visvang. Ek gaan terug na my ou werk. Ek gaan visvang. Als waarop Petrus sy hoop gebou het, is saam met Jesus Christus in die graf begrawe. En toe, op die 3de dag kom die vrouens by die graf en daar's niemand in die graf nie. Die graf is leeg. En daar sit 'n engel op die klip, sê Markus vir ons, Markus 6,
16 vers 7, en die engel sê vir die vroue, gaan sê vir sy disippels en Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea. En Petrus, spesifiek vir moedelose Petrus, sodat hy weer kan hoop vind. En toe Petrus die Here Jesus by die see van Tiberius op die strand sien loop, Handelinge, Johannes, verskoning, Johannes 21 vers 1 tot 7. Wat doen Petrus toe hy die Here Jesus sien? Hy is op die boot saam met die ander disippels. Hy spring in die water en hy swem na sy Here. Maar hy kom by sy Here en toe daar die baie ongemaklike gesprek, nee. Johannes 21 vers 15 tot 17. Petrus, het jy my werklik lief? Petrus, het jy my werklik lief? Petrus, het jy my werklik lief? En elke keer wanneer Petrus daarop antwoord en sê, Here, U weet ek het U lief, dan sê die Here vir Petrus, laat dan my skaap, my lammers by, pas my skaap op, laat my skape by. Die Here gee weer, die opgestaande Here gee weer vir Petrus hoop. Die opgestaande Here gee weer vir Petrus iets om voor te leef. Iets om te gaan doen vir die werk van die Here. En so Petrus homself, wat hier die brief van ons skryf, hy vind hoop vir sy hopeloosheid waar. Hy vind dit by die opstanding van Jesus Christus uit die dode. En hy sê, daar waar ek hoop gevind het vir my hopeloosheid, daar is ook vir julle hoop, 'n lewende hoop, te vind alleen in die opstanding van Jesus Christus uit die dode. En so dan moet ons vir onsself die vraag vra, wat is hier die hoop wat ons kan vind in die opstanding uit Jesus se opstanding uit die dode? Wat is die hoop wat ons kan vind? Wel, dis 'n vaste, sekere hoop van 'n lewe wat kom. 'n hoop wat so seker is soos wat Jesus Christus 2000 jaar gelede uit die dood uit opgestaan het. En ons het meer as 500 getuies van sy opstanding uit die dood volgens 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 6. En omdat ons die sekere hoop het dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, daarom sê 1 Korintiërs 15 vers 21 tot 23 sê vir ons dat almal wat aan Christus behoort, daarom, omdat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, daarom sal elkeen wat aan Christus behoort, kan hulle seker wees dat hulle ook uit die dode sal opstaan. Dat hulle die opstanding uit die dode sal ontvang. En so hierdie sekere en heerlike hoop wat elke gelowige het in Jesus Christus, is niks tydeliks en aards, iets wat kan verval of weg kan raak nie. Dis ewig en hemels en dis 'n geskenk. 'n Geskenk deur die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid elkeen van ons opnuut opgewek het, nuut verwek het, om die ontvangers te wees van hierdie sekere hoop. Vir die hopelose, mismoedige mense, wat gedruk was deur die tragedies en beproewings van die lewe,
was daar hoop wat verby die graf gegaan het. 'n Hoop wat ewig lewend bly in Jesus Christus ons Here. Die graf van Jesus Christus is leeg. En daarom het ons die sekerheid dat elkeen van ons se grafte sal ook leeg wees. Eendag. Ons sal ook die opstanding beleef. Ons hoop strek verby die graf, want Jesus Christus het die dood oorwin en ons sal ook in hom. Ons het 'n ewige lewende hoop in niks en niemand anders as in die opgestaande Here Jesus Christus nie. En wat is ons hoop dan? En dis ons derde en laaste punt vanoggend. 'n onverganklike erfenis. Dis ons hoop. 'n onverganklike erfenis. Hierdie lewende hoop wat ons ontvang het, is 'n hoop wat vir ewig is. Dis 'n ewige erfenis. 'n Erfenis wat, sê Petrus daar in vers 4 en 5 vir ons, 'n erfenis wat eerstens vers 4 onverganklik is. Met ander woorde, dit gaan nie verbygaan nie. Dit gaan nie deur die loop van tyd verweer nie. Nou die Bybel beskryf baie min dinge as onverganklik. Daar's net 'n enkele handjievol goed wat onverganklik beskryf word. Die eerste ding is God self word beskryf as die onverganklike God, nê. In Romeine 1 vers 23 en 1 Timoteus 1 vers 17. 'n Ander ding wat beskryf word as onverganklik is die woord van God. Dit sal nie vergaan nie, sy woord sal bly staan. Petrus, en dit lees ons net 'n paar verse aan in ons teks, 1 Petrus 1 vers 23. En dan sê 1 Korintiërs 15 vers 52 vir ons, dat ons opgewekte liggame, die liggame wat ons gaan kry wanneer Jesus Christus weer kom, daardie opgewekte liggame sal onverwelklik wees. En wat anders is onverwelklik? Ons erfenis, sê Petrus vir ons teks. Ons erfenis sal nie verwelk nie. Miskien beny jy die kinders van ryk ouers. Het jy al ooit aan dit gedink? Het jy al ooit 'n bitterheid in jou hart gehad? Die kinders van ryk ouers. Bro, hulle leef in 'n groot gemak. Wat het hulle gedoen om dit te verdien? En wat meer is hulle leef nie net nou in gemak nie. Eendag gaan hulle 'n groot spoel geld erf wat hulle nie verdien het nie. Jy al ryk die kinders van ryk ouers verbeny. Maar hier is 'n ding wat ons moet besef, dit alles gaan tot nie. Dit alles is aan die nietigheid onderwerp. Lukas 12 vers 33 en Jakobus 5 vers 3 sê vir ons dat diewe sal kom en dit steel en motte sal kom en dit vreet en roes sal kom en dit alles verweer. Alles in hierdie skepping, sê Romeine 8 vers 21, is verganklik. Dit alles gaan tot niet. Maar ons erfenis is onverganklik. Dit gaan nie deur roes of dief of mot van ons weggeneem word nie. Dis seker, dis vas vir elkeen wat is in die Here Jesus Christus. Dis ook verder, sê Paul Petrus vir ons, dis onbesmet. Met ander woorde, dit word nie besmet deur ons eie sondes nie. In die Ou Testament was iemand of iets was onbesmet en dan was dit nie gebruikbaar, dit was nie toelaatbaar vir aanbidding van God nie. Maar as julle reeks van tekste daar, Exodus 20 vers 25, Levitikus 11 vers 24, Levitikus 13 vers 3 tot 11 en ons woorde is anders, wat vir ons wys dat as iets besmet was,
kon hulle dit nie gebruik het vir aanbidding van God nie. Maar Jesus, hy is ons hoëpriester, is dit nie? Jesus is ons hoëpriester. En Hebreërs 7 vers 26 sê vir ons dat Jesus Christus is onbesmet van die sonde. En daarom, omdat ons 'n hoëpriester het wat onbesmet is van die sonde, verklaar Openbaring 21 vers 27 vir ons, dat terwyl dit so is, dat niks wat verontreinig of gruweliks of leuns doen, die ewige koninkryk kan ingaan nie. Wie sal kan ingaan in die koninkryk van God? Wie sal kan ingaan? Net hulle wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Ons kan ingaan, ons erfenis is onbesmet deur ons eie sonde, want ons gaan nie in op grond van ons eie geregtigheid nie. Maar ons is gereinig deur die bloed van die Lam van alle sonde, sê 1 Johannes 1 vers 7. Dis 'n onbesmette erfenis. En laastens dan sê Petrus daar, dis 'n onverwelklike sonde. Erfenis, verskoning, is 'n onverwelklike erfenis. En wat beteken dit? Dit beteken dit gaan nie verwelk nie, dit gaan nie opdroog nie. Dit gaan nie vergaan nie. Jesaja 40 vers 8 sê vir ons dat gras verdor en blomme verwelk, maar wat bly staan? Maar die woord van God bly vir ewig staan. Elke belofte wat God gemaak het, sal vervul word. Elke een. En so as God aan elkeen wat die nuwe lewe ontvang het, 'n sekere ewige lewende hoop gegee het, 'n erfenis wat nie kan weggaan nie, dan kan ons weet dat God dit vir ons sal gee. God beloof en God sal voorsien. Hoe kan die gelowiges weet dat hulle hierdie onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis sal ontvang? As jy wil seker weet of jy dit ontvang, luister wat sê vers 4 en vers 8. Dit gee vir ons 'n dubbele sekerheid dat elke ware gelowige sal dit ontvang. 'n Dubbele sekerheid. Eerstens sê vers 4 vir ons dat dit is vir ons, dis 'n erfenis wat in die hemele bewaar is vir ons. Vers 5 gaan aan, hier in die halfpad deur die vers 5 sê dit is gereed om geopenbaar te word. Dis gereed. God het dit vir ons weggebere. Dis gereserveerd vir elke gelowige. Alles wat op hierdie aarde is verwelk, dit raak besmet, dit alles vergaan, sê Jakobus 1 vers 11 vir ons, maar sê Petrus, 1 Petrus 5 vers 4 vir ons, wanneer die opperheer verskyn, sal julle 'n onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Julle sal dit ontvang. Want God bewaar ons verlossing vir ons in die hemele. Hy hou dit vas. Hy hou dit vir ons gereed. Al wat moet gebeur vir ons om dit te ontvang, is Jesus Christus moet kom op die wolke. So jy kan weet dat jou erfenis bly vir jou behoue in die hemel, as jy 'n gelowige in Christus is. Maar hier is nou die vraag, 'n belangrike vraag. Hoe kan ons weet dat ons gaan behoue bly vir daardie erfenis?
En dis die tweede sekerheid wat Petrus vir ons hier gee. Wat daarvan as ek volhard in die geloof en kort voor my dood, wanneer ek oud en seneel is, op so 'n manier optree dat ek my saligheid verloor. Het jy al ooit oor so iets gewonder? Wat is die waarborg dat ons nie deur ongeloof ons ewige erfenis gaan verloor nie? Wat sê vers 5 vir ons? En ek wil hê julle moet dit saam met my lees, hier van omtrent die middel van vers 4 af, oor na vers 5. Dat ons 'n erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof. Let op wat sê Petrus. Ons, wat deur die krag van God bewaar word deur die geloof. En so wat Petrus vir ons sê, dis nie net dat God ons erfenis in die hemel vir ons bewaar nie, maar dis ook dat God ons hier op aarde bewaar vir ons erfenis. Hy bewaar ons, sê Petrus vir ons, in sy krag, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word op die laaste tyd, in die laaste tyd. So elke ware gelowige kan hiervan seker wees, dat jy sal in die geloof bly tot die einde toe. Nie omdat jy so styf aan God vashou nie, maar omdat God met alle krag, al sy krag aan jou vashou. Hy hou aan jou vas. Hy hou aan jou vas. Hy sal jou bewaar. En die woord wat hier vertaal word met bewaar, dit praat eintlik van gevangenskap. Nee. So, die woord wat hier met bewaar vertaal word, praat aan die een kant daarvan dat jy veilig gehou word van alle aanvalle van buite. Maar aan die ander kant meer miskien ongemaklik, as te ware dat jy gevange gehou word deur God vir hierdie erfenis. Jy is in die tronk, jy kan nie ontsnap nie, selfs al sou jy wou. Byvoorbeeld, net om vir julle 'n paar voorbeelde te gebruik in die Nuwe Testament waar hierdie woord gebruik word. Paulus in 2 Korintiërs 11 vers 32, hy is in Damaskus en die koning Artas, wat doen die koning? Hy plaas die hele stad onder arrest. Met die doel, hy wil vir Paulus in die hande kry. Die hele stad word bewaak, sodat hy vir Paulus kan vastrek. In Galasiërs hoofstuk 3 vers 23 sê Paulus dat God het die Jode onder die wet in bewaring gehou. Hy het hulle bewaak onder die wet. Filippense hoofstuk 4 vers 7, Paulus weer en hy sê dat die God van die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Dieselfde woord. En so die gedagte is as te ware dat God sluit ons op vir hierdie erfenis. Sodat niks ons kan wegruk van hierdie erfenis nie, en dat niks ons kan verhoed om dit te ontvang nie. Dat elkeen wat in die Here Jesus Christus glo, sal die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd ontvang. Elke ware gelowige sal. Want God hou dit vir ons in bewaring in die hemel. En God hou ons hier op aarde in bewaring vir dit. En hy doen dit in die krag van God self. Hy hou dit vas. Met al sy krag. Hy hou ons in sy krag, sê Petrus, deur die geloof, is wat die res van die teks sê. So hy hou ons in bewaring deur ons geloof.
is wat Petrus sê. Sodat ons dieselfde sekerheid kan hê as wat Handelinge 15 vers 11 se gelowiges gehad het. Wat geglo dat as ons in die Here Jesus Christus glo, sal ons gered word. Ons sal gered word. En hoekom kan ons verseker weet dat ons gered sal word as ons in Jesus Christus glo? Want Efesiërs 2 vers 8 sê vir ons dat julle is uit genade gered deur die geloof, en die geloof is nie uit julle self nie. Die geloof is God se gawe aan julle. God het dit vir ons gegee. Ons vermoë om te kan glo, en ons geloof dit self, is nie iets wat ons self opgedis het nie. Dit is 'n gawe wat God aan ons gegee het. Om terug te kom by ons teks, dis God wat ons deur sy krag, deur die geloof in bewaring hou, tot wanneer? Tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Wat is die laaste tyd? Wel, natuurlik weet ons, dit verwys na die wederkoms van Jesus Christus. Net 'n paar verse later, daar in 1 Petrus 1 vers 7, hieronder sê Petrus, dit verwys na daardie tyd by die openbaring van Jesus Christus, wanneer Jesus Christus geopenbaar sal word, wanneer ons hom weer sal sien. Nou hier is 'n belangrike ding. Ons weet nie wanneer Jesus Christus weer kom nie. Deel van die rede hoekom ek nie een van daai is wat dit najaag elke 5 sekondes. Nee, die Here kom nou, want dit maak mense mismoedig. As ons probeer voorskryf vir God wanneer hy sy seun moet stuur. Jesus self het gesê ons sal nie weet nie. En om die waarheid te sê, Romeine hoofstuk 13 vers 11 sê Paulus vir ons, hy sê in sy dag, hy sê die saligheid is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Hy sê die Here se koms is hier. 2000 jaar terug het hy dit gesê. Ons weet nie wanneer die Here Jesus Christus weer sal kom nie, maar wat ons weet, is hy sal kom. Hy sal kom op God se tyd. Dan sê 1 Petrus 5 vers 4 vir ons, as die opperheer verskyn, as Jesus Christus verskyn, sal elke ware gelowige die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Elke ware gelowige sal. Ons erfenis, broer en suster, is nie iets in hierdie wêreld nie. En daarom moet ons nie rykdom of voorspoed in hierdie lewe najaag asof dit ons erfenis is nie. Die prosperity gospel is verkeerd. Wat sê Jakobus 2 vers 5 vir ons? Jakobus sê, Jakobus die broer van die Here Jesus Christus sê, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies, as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk, wat hy beloof het aan die wat hy lief het nie? Dis waar, God het beloof, hy sal aan al ons behoeftes voorsien, en as ons 'n behoefte het, dan kan ons verseker weet, God sal vir ons gee wat ons behoeftes is, onder andere in Filippense 4 vers 8, vers 19, en baie keer gee die Here vir ons veel meer as ons behoeftes, nie waar nie. Dis sy genade, dis sy barmhartigheid, maar wat hy beloof het, is dat hy vir ons behoeftes sal vervul. Maar ons erfenis, ons hoop is nie iets tydelik nie.
Ons erfenis, ons hoop is nie 'n wêreldse ding nie. Ons hoop is gevestig in die hemele. En dis seker. En daarom, soos 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 sê, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan die uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens elke dag, dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking, die ligte beproewings wat ons op hierdie oomblik deurgaan, ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, dit bewerk vir ons, omdat dit ons nader aan God bring, dit bewerk vir ons 'n alsoortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die dinge wat onsigbaar is, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge, dit is ewig. Amen. Kom ons bid. Bid Here dat U vir ons sal help om ons hoop nie te fokus of te plaas op die dinge van hierdie wêreld nie. En dat ons nie tydelike verligting van ons beproewinge sal soek nie, maar dat ons daardie plek sal vind. Dat ons daardie plek sal vind dat ons besef dat al hierdie dinge is tydelik. Dat al hierdie dinge gaan verbygaan. Maar dat ons 'n hoop het wat verby dit alles strek. 'n sekere hoop, 'n vaste hoop, waarin ons kan vashou selfs al sou hulle ons doodmaak. Pleit Here, wees ons genadig en help ons in Jesus naam. Amen.